Was jy al in 'n situasie waar iemand jou onregverdig behandel het? Was jy al in 'n situasie waar iemand jou kwaad aangedoen het en dan voel dit vir jou so asof jy 'n vergelding moet doen of jy moet kry net so 'n vergeldingsgees in jou of 'n gevoel in jou om net so 'n persoon ook leed en kwaad aan te doen, onregverdiglik of sonder enige vrae of iets. En Paulus skryf vir ons in Romeine, en Paulus van alle mense wat mense doodgemaak het, en hy kom in Romeine en hy skryf vir ons hierdie radikale opdrag in Romeine 12 vers 21 sê hy, moenie deur die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En weet jy wat, dit is so radikaal, want dit is so anti-mens, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, en as hy my seer gemaak het, en in hierdie tyd wat ons in lewe is, daar soveel onregverdigheid, is daar soveel goed wat gebeur in omstandighede wat ek en jy is. En weet jy wat, as ons gaan optree teenoor kwaad met kwaad, dan gaan kwaad oorheers, dan gaan kwaad wen, en dit is hoekom hierdie wêreld is waar hy is. En dan gaan die vyand sy sin kry, en hy gaan agteroor sit en hy gaan lag. Want dit verander ons binneste, dit verander ons menswees, want ons kry bitterheid en ons kry kwaad en ons word 'n ongelukkige mens en wraaksugtig. En weet jy wat, dan gee ons nie die beeld en dan straal ons nie die beeld van Christus uit nie. Weet jy wat, en Jesus is vir ons die grootste voorbeeld, en hoekom Paulus dit vir ons sê is, want ek en jy moet die lig van Christus uitdra. Ons moet die beeld van Christus uitdra. Ons moet hierdie siklus in hierdie wêreld met ons breek. En Jesus hang aan die kruis. En waar hy kon kwaad vir kwaad vergeld het, daar's 'n liedjie wat sê, he could have called 10,000 angels, but he died alone for you and for me, om as 'n voorbeeld vir jou en vir my, te sê, weet jy wat, al word jy leed aangedoen. En dis nie te sê dat jy kwaad moet dit goedkeur nie, maar as jy net met goed reageer, dan bring jy lig in dit so 'n donker situasie in. En om die kwaad deur die goeie te oorwin, beteken jy kies om die karakter van God vir ander mense te wys. Jy laat God die regter wees en jy bly 'n draer van sy lig. Wat gebeur as ons goed doen, as daar kwaad teenoor ons gedoen is? Ons bring lig in die duisternis, jy bring vrede waar daar spanning is, en jy wys dat God se gees sterker is as enige aanval in jou lewe. Weet jy wat, die wêreld verstaan mag as vergelding, maar die koninkryk van God verstaan mag as selfbeheersing en liefde. En wanneer jy goed doen, waar kwaad verwag word, bewys jy dat God groter is as enige situasie. En ek wil jou aanmoedig, maak hierdie opdrag van Paulus in Romeine, maak 'n deel van jou lewe, en God gaan vir jou laat deurkom. Hy het gesê, as jy jou verneder onder die magtige hand van God, sal hy op die regte tyd verhoog. Doen goed, kill them with kindness and with love, en jy sal sien, jy sal meer as 'n oorwinnaar aan die ander kant uitkom.